spreeknotas, Lukas 1 vers 26. Kom ons lees saam. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binne gekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontstel oor sy woord, en sy het daarna gedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorstaan. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de maand vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Neem gerus jou sitplek. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Hierdie woorde van Maria: Hier is die diensmaagd, laat dit met my gaan volgens u woord. Hierdie woorde het haar hele lewe verander. Ek wonder of ons aldag besef wat dit beteken om ja te sê vir die plan van God. Ek wonder hoeveel dit kos en hoeveel dit vir Maria gekos het om ja te sê. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my wees volgens u woord. Ek wonder of ons aldag besef wat beteken dit om ja te sê vir God se roeping op ons lewe. Ek wonder of ons besef dat van die dag wat ek en jy ja sê, behoort ons nie meer aan onsself nie. Vanaf hierdie oomblik was Maria se lewe nooit weer dieselfde nie, en dit was nie eers meer haar eie nie. Sy het binne haar dit gedra wat die wêreld sou red. En dink vir 'n oomblik saam met my, sy het dit gedra binne haar wat die wêreld sou red. Sy het nie meer aan haarself behoort nie. Haar toekomsplanne, haar eie drome, haar eie ideale, haar idee van klein dogtertjie met 'n wag op 'n ridder op 'n wit perd en my eie huis en my picket fence en my hond en my kat en my goudvis en al haar ideale en al hoe sy dit geprent het. Hoe ons op ons lewe skets, het na die agtergrond verskuif. Want sy het gesê: Laat dit met my wees volgens u woord. Haar prioriteite moes nou spasie maak vir haar gehoorsaamheid. Die belofte binne haar het van haar 'n ander wandel vereis. Die roeping op haar lewe het van haar 'n ander persepsie vereis. Dit het beteken dat wanneer sy ja gesê het vir laat dit met my wees volgens u woord, dat haar eie sê nie meer so getel het
soos God se sê in haar lewe nie. Sy konflik anders hanteer. Sy was misverstaan, sy het dit anders hanteer. Sy het nie meer aan haarself behoort nie. Sy kon nie gaan waar almal gaan nie. Sy kon nie praat soos almal praat nie. Sy kon nie leef soos almal leef nie. Sy kon nie dra wat sy wou nie. Sy kon nie haar eie besluite neem soos wat sy dit geneem het nie. Nie net was sy 'n moeder wat swanger was en wat daar van haar vereis was om haarself op te pas, haar liggaam op te pas, die nodige voedsel en in te kry vir dit wat die baba nodig het. Sy het meer moes gee, net omdat sy ja gesê het. Want sy het iets gedra wat nie almal dra nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy dra iets wat nie almal dra nie. Amen. Jy dra iets in jou hart, jy dra iets in jou gees, jy dra iets in jou lewe as tempel van die Heilige Gees wat die wêreld nie dra nie. Dit vra dat ons anders loop. Dit vereis 'n ander persepsie. Dit vereis 'n ander optrede. Sy kan nie dra wat van die hemel kom en leef asof sy net vir die aarde gemaak is nie. Ek kan nie dra die roeping, dit wat van die hemel afkom, maar ek leef asof ek net vir die aarde bestemming gemaak is. Daar's 'n belofte, daar's 'n roeping. En ons is draers daarvan. Hoekom? Want elkeen van ons wat hier sit het gesê, laat dit met my wees, volgens u woord. Ek kan nie die belofte vat, maar ek dra nie die roeping op my hart nie. Ek kan nie die belofte vat, jy sal swanger word en 'n seun baar, en hy sal die allerhoogste wees, maar ek wil nie verantwoordelikheid vat en die offer van die roeping dra nie. Ek kan nie net die een en nie die ander nie. Sy kan nie dra wat van die hemel kom en leef asof sy net vir die aarde gemaak is nie. God het haar afgesonder, nie om haar te isoleer nie, maar om iets van die hemel aarde toe te bring. God sonder jou en my af, nie om ons te isoleer totdat hy ons kom haal nie, maar hy sonder my en jou af, sodat ons iets wat net in die hemel is, kan reflekteer op aarde, in die wêreld waarin hy ons toevertrou. Sy moes anders loop. Maria kon nie meer meng met elke stem nie. Sy kon nie meer sit om die kring van die spotters nie. Sy kon nie meer ligsinnige grappies en resepte uitruil nie. Sy kon nie in die haarsalon sit en skinder saam met al die ander mense nie. Blykbaar is die haarsalon ons in die plaaslike telefoon. Want ons het mos nou tyd op hande. Het jy gehoor? Sy kon nie meer gemaklik wees by elke opinie nie. Sy kon nie daar waar die naam van die Here eintlik gebruik is, stil bly en net tevrede wees daarmee nie. Want sy het iets binne haar gedra wat van haar 'n hoër standaard vereis het. Sy kon nie meer leef vir mense se goedkeuring nie. Hoekom? Want die wil van God het in haar gegroei. Maria sê ja, het haar reputasie gekos. Wat? Sy is nie eens getroud nie en sy swanger. Haar ja vir God. Toe die engel na haar toe kom en sê, jy het genade gevind. Wees gegroet, begenadigde. Toe kos haar ja vir die woord van God en die roeping van God op haar lewe, haar hele reputasie. Maria sê ja, het haar reputasie gekos, maar dit het die wêreld gered. Haar gehoorsaamheid het vrae ontlok, maar dit het verlossing bewerk.
Want sien, God sit nie sy belofte in mense wat inpas nie, maar in mense wat gehoorsaam is. Die Here gee nie sy belofte en sy roeping vir mense wat maar net by die stroom sal aangaan en sal buig onder groepsdruk en sal val onder opinies van mense. Nee, hy gee sy belofte en sy roeping vir manne en vroue wat sê, ek is bereid om stroom op te gaan, al kos dit my naam. Dis wat Maria gedoen het. God sit nie sy beloftes in mense wat gemaklik is nie, maar in mense wat bereid is om anders te wees. God sit nie sy roeping op mense wat in 'n gemaksone hulle self vind nie. Hy sit sy roeping lewend in mense wat sê, dit is tyd om 'n standpunt te neem. Hoe het Suid-Afrika dit nodig? Die Here bring terug die gees van 'n Maria, wat sal sê in Suid-Afrika, laat dit met my wees volgens u woord. Hier is die diensmaagd, hier is die diensknegt van die Here. Laat dit met my wees volgens u woord. Suid-Afrika het manne en vroue nodig wat uit hulle gemaksone sal opstaan en sê, dis tyd om anders te wees. Jesus het dit reflekteer toe hy natuurlik gesê het, as hulle jou vra vir die boekleed, gee op die onderkleed, as hulle jou vra vir 'n myl, stap 2, as hulle jou op die wang slaan, draai op die ander wang. Vra om anders te wees. Luister wat sê die woord van die Here, Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders en susters en kinders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis maar julle redelike godsdiens. Dat jy dan nog niks gedoen nie, dan het jy jouself net geoffer. Dis die basiese, sê Paulus. Dis wat van elke kind van God verwag word. Dis wat van die liggaam van Christus, die familie van Christus, dis wat van die kerk, die ledemate van die liggaam verwag word. Dit moenie vir jou snaaks wees as iemand sy lewe aflê vir die naam en die saak van die Here nie. Dit moenie jou omkant vang wanneer jy dink, "Jessie, hierdie een is daarom aan die brand vir die Here nie." Nee, Paulus sê dis jou redelike godsdiens. Jy moet nie verbaas wees as iemand opstaan en begin profeteer en vir mense begin bid en siekes word gesond en krepeles loop en dooies staan op, want ons lewe is 'n offer, want daar is 'n belofte en 'n roeping wat God in ons lewe gegee het. Ons moet nie verbaas wees as sulke goed gebeur nie. Paulus sê dis jou redelike godsdiens, man. Tasha Kop sing 'n lied. You provide the fire, I will be the sacrifice. Lord, you provide the fire. I will lay down my life. Paulus sê, dit is jou redelike godsdiens. Dit moet jou alledaagse te wees. Die buitengewone vir die wêreld moet die gewone vir die kind van God wees. Hulle moet kan kyk en sê, maar hoe het dit gebeur? Hoe het hierdie jou ten dele geval? Hoe het dit na jou kant toe gekom? Ek weet nie, dis maar net die God wat ek dien. Dit moet nie maak dat ek oor die maan spring as die Here my aan my voorsien nie. Ek moet nie in die veld geslaan wees as die Here my genees nie, of my huwelik herstel nie, of goed in my lewe bewerk tot sy eer nie. Mense sal kyk en sê, "Oh wow, jy's regtig 'n wit broodjie van die Here. Jy's seker maar sy blue-eyed boy. Jy's seker maar." Nee, dis net my redelike godsdiens. Want dis wat Maria gedoen het. Here, laat dit met my wees volgens die woord. Here, ek vind dit nie snaaks. Die mense in die buurt gaan hulle wenkbraue lig, want hier is nou 'n maagd wat swanger is en sy's nie getroud nie. Die mense gaan skinder en praat, maar ek is anders, ek kan nie my meer steur aan die opinies van die wat my nie verstaan
en die wat nie verstaan wat ek dra nie. En word nie vers 2 aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Maria, dit vra dat jy anders sal begin dink, want jy dra nou die Immanuel, God met ons binne jou. Sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Luister wat sê die Engels, I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, pleasing to God, which is your reasonable service. Wat doen jy in die kerk? Nee, ek dien. Wat doen jy? Nee, ek doen dit en dit en dit en dit. Mooi. That's your reasonable service. Mense sal baie keer sê, Jasper, jy's in 'n klein plattelandse gemeente, jy doen alles. Jy doen hierdie en hierdie, daar was 'n tyd in die kerk wat ek alles gedoen het. Ek het oopgesluit, ek het die voorportaal uitgevee, ek het die toilette geskrap, ek het alles gedoen. En dan sê mense, Jesus, maar jy is 'n goeie pastoor. En dan het ek al gedink, oh wow, Jesus, check vir my. Tot ek hierdie vers gelees gesê het, maar wie is ek om roem te vat vir dit? Dis van my reasonable service. Dis wat ons doen wanneer ons ja sê. Don't tap yourself on the shoulder en sê, Jesus, kyk hoe goed is ek nie. Sop jy dat staan dat jy nie val nie. Jy sien, want vandat ek in hierdie gemeente is, vandat ek in die voltydse bediening is, vandat ek, weet jy man, is jou redelike godsdienst in plaas. It's your reasonable service. Ja, maar weet pastoor, ek is dan die grootste tiendegewer. Wonderlik. Dis vir jou redelike godsdienst. Jy weet, ek het nou hierdie kerk gebou. Wonderlik. Jy weet, ek het seker gemaak dat, Jesie man, thumbs up vir jou. Paulus, he cuts us down to size by saying, that's but a reasonable service. Jy weet, ek het daarom hierdie vir die pastoor gedoen. Cool. Ek geef hom elke Sondag water. Ek maak seker dat as hy is my redelike godsdienst. Ek is elke Sondag hier en ek maak seker dat die woorde op die bord is en die musiek is daar en ek maak seker dat almal kan hoor, Hannes, well done. It's my reasonable service. Ek werk elke Sondag 'n boodskap uit. Ek maak seker hy's vars, ek maak seker hy's relevant, ek maak seker ek beweeg jou, ek maak seker dat ek nie 'n las op jou sit nie, ek maak seker dat dit vir jou lekker is en ek rus jou toe en ek doen al hierdie goeders. Kyk vir my, nee, dit is niks, dis maar jou reasonable service. Want jy het ja gesê. Laat dit met my wees. Volgens u woord. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nadat Maria ja gesê het, moes sy toegelaat dat daar 'n opgradering in haar gedagtes kom. Want die pad wat sy gestap het, kan sy nie meer stap nie. Die kring waarin sy gesit het, kan sy nie meer insit nie. Die woord van die Here, as jy verder gaan lees in daai Lukas 1 wat ons gelees het, dan sien jy, en net daarna, toe die engel van haar weggaan, toe sy na die bergland toe gegaan, toe sy die hoogte geklim, sy het na die bergland toe gegaan, sy het na Sagaria en Elisabeth se huis toe gegaan, daar waar sy haar gegroet het en die babietjies mekaar in hulle baarmoeder opgespring het. Sy kon nie meer dieselfde pad stap nie. Sy kon nie sê, weet jy, ek gaan kuier vir die mense vir Kersfees, ek moet daarom seker maak, my hare is gepim en my naels is gedoen. Ek moet daarom seker maak, ek het 'n mooi rokkie aan vir Kersfees. Nee, Maria sê, daai goed maak glad nie nou vir my saak nie. Ek het net ja gesê, laat dit met my wees volgens die woord. Ek stap nou aan 'n pad. En ja, kleer jou lippies in en doen jou naels en trek vir jou 'n mooi rokkie aan. Ons wil nie moet moeilik, want ons gaan foto's neem. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, in order to prove by you what is that good and pleasing and perfect will of God. Maria se lewe kon nie meer lyk soos normaal nie, want sy was nou 'n draer van God se plan. Sy moes anders begin dink
oor haar lewe, haar keuses, dit wat vir haar belangrik is nou onder die gesag van God se plan vir haar lewe. Droom saam met my van 'n kerk wat met die gees van 'n Maria sê, laat dit met my wees volgens u woord. Ek het my toekoms verloor, ek het my planne verloor, ek het op 'n doodloopstraat gekom, ek het my reputasie opgegee. Laat dit met my wees volgens u woord, want ek dra iets binne my. Luister wat sê 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Julle is 'n volk wat as eiendom verkry is, juis deur dit wat Maria gedra het, want Jesus het die prys betaal vir my en jou, sodat God kan sê, hierdie is my volk. Hierdie is my eiendom. Ek behoort nie meer aan myself nie, ek is nou die eiendom van die Allerhoogste. My goed is nie meer myne nie. Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ons is draers, sodat ons verkondigers kan wees. Van wat? Die getuienis dat hy my lewe verander het, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, tot in sy wonderbare lig. Sy kon nie halfpad deur die swangerskap omdraai nie. Sy kon nie besluit 3 dae later ek gaan vir 'n aborsie nie. Sy kon nie by 'n plek kom en sê, ek het van plan verander nie. Toe sy ja sê vir die Here, toe sê sy ja vir die Here. Toe sy ja sê vir die Here, toe staan sy by haar ja. Sy kon nie halfpad omdraai nie. Hoeveel keer wanneer dit vir my en jou te swaar word, te moeilik is, dan wil ons handdoek ingooi. Nee, hierdie kerkding werk nie vir my nie. Ek kom nie reg met die pastorie. Ek kom nie reg met hierdie broer nie. Ek kom nie reg met daai suster nie. Elke Sondag as ek hier kom, dan sit hulle op my sitplek. Elke Sondag as ek hier kom, dan parkeer hulle op my parkeerplek. Weet jy wat? Gee jou parkeerplek en jou sitplek af. Weet wat is dit? Redelike godsdiens. Wees dankbaar, jy is nie die enigste in die kerk nie. Dis 'n goeie ding dat ons stry vir sitplek. Kom vroeg. Vele beloftes is al onvervuld gelaat in ons lewe. Vele deurbrake is al gemis, omdat ons nie die plan en die wil van God vir ons lewe deurvoer nie. Hoekom? Kersfees vra volharding. Kersfees vra volharding. As Maria gesê het nee, wonder ek hoe sou ons Kersfees gelyk het. Ja, God se plan sou steeds geseëvier het. Maar die tweede een wat Jesus moet dra, sou altyd gevoel het soos die tweede beste. Wanneer ek en jy ja sê vir Jesus Christus, dan word ons God se eerste beste draer. Ons is nie die tweede opsie nie. Nie net het Maria haarself absoluut toegewy aan God se plan nie, maar ook die seun wat sy gedra het. Jesus het van die eerste oomblik van sy aardse geboorte homself oorgegee aan die plan en die wil van die Vader. Dis so asof hy in sy ma se skaduwee gestap het. Haar tyd was nie eers meer haar eie nie. Haar lewe het nie aan haar behoort nie. Elke poging wat sy aangewend het, was gesirkel om die plan van God. Elke besigheidsbesluit, elke verhoudingskeuse, elke stokperdjie, elke oomblik, elke sekond, elke tyd was gesirkel rondom die plan van God. Elke besluit wat sy geneem het, sy het nie net 'n besluit geneem, sy het gesê, wag, ek gaan net eers by God hoor of dit in lyn is met dit wat ek dra. Maar alles was gesentreerd om die belofte binne haar. Droom van my van 'n kerk wat sê ons hele kalender is gesentreer rondom die belofte wat ons dra. Daar was 'n oomblik in al hierdie wat sy absoluut besef het. Sy was verbind tot iets groter as haarself. Dis Kersfees. Dis wat Kersfees is vir my, dis wat Kersfees is vir jou. Dis wat Kersfees is. Die besef ek is verbind tot iets groter, want ek dra iets groter as myself binne my. Dis die verlosser wat gebore is, wat ek binne my dra, maar soveel meer.
Dis Immanuel met ons wat ek dra, maar soveel meer. Dis die Messias, die Christus, die rots, die anker, die hoop in die chaos, die lig in duisternis, die ware lewe, die enigste deur, die waarheid wat vrymaak en soveel meer. Amen. Want ek is verbind tot iets groter as myself. Jy's 'n draer van hoop, jy's 'n draer van 'n belofte, jy's 'n draer van 'n waarheid. En dit vra volharding. Dit vra dat ons sal voortbeer en nie terugduins. Dit vra dat ons sal anders loop en nie dieselfde lyk soos die wêreld nie. Die Messias word steeds geopenbaar deur mense wat bereid is om anders te loop, anders te praat en God te vertrou. Selfs wanneer niemand anders dit verstaan nie, of al staan ons alleen. Laaste skrifvers, Galasiërs 1 vers 13, Paulus is aan die woord. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, ons het Sondag baie daaroor gesê, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek vir alle yveraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Dit wat ek van hulle gehoor het, ek het die godsdienst beskerm, ek het die wet beskerm, en daarom het ek die Jodendom, het ek die Christene doodgebring. Vers 15, maar toe dit God behaag het. Wat het die engel vir Maria gesê? Jy het genade in die oë van God gevind. Toe dit God behaag het. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het, nie om te isoleer, maar om 'n impak te maak. Wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, hoor mooi, om sy seun in my te openbaar, sodat hom onder die heidene, onder die wêreld sal verkondig. Amen. Jy's 'n draer. Jy het ja gesê. Kersfees, familie, vra volharding. Ons kan nie terugdraai op ons ja, as God ons geroep het nie. Wil ons opgee soms? Ja. Raak ons moeg soms? Ja. Ek het dit vroeër gebid en gesê, dit is 'n moeilike jaar agter die rug. Dit was 'n groot jaar. Ons moes 'n paar goed vir 'n 6 slaan, en 'n paar goed het ons wind uitgeslaan. Dit was 'n groot jaar. Kersfees vra volharding, want ek behoort nie aan myself nie. Here, laat dit met my wees, volgens die woord. Kan ons saam bid? Vader, baie dankie. Dankie dat U Maria besoek het deur die engel Gabriël, met 'n woord, moenie vrees nie, begenadigd. Jy's geliefd en hoog geag onder jou tydgenote, onder die vroue. Jy's uitverkies vir die rol wat ek op jou lê. En Maria sê, laat dit met my wees, volgens die woord. Here, help my, help ons, dat ons sal volhard tot die einde toe. Totdat Jesus Christus die volle geopenbaar is. Help ons, Here, dat ons sal volhard in die leer van die apostels, in die breking van die brood, in die gebede, in die woord. Laat ons volhard, want ons is verbind tot iets groter as net die wêreld waarin ons leef. Daar's 'n hemelse roeping. Daar's 'n belofte wat God binne jou geplaas het. Jy's 'n draer van die teenwoordigheid van die Verlosser, deur die krag van die Heilige Gees, deur die inwoning van die Heilige Gees. Here, ek spoor ons aan vanaand, ek moedig elke man en vrou, elke kind in hierdie plek, ek moedig ons aan vanaand,
Kersfees vra volharding. Gee, al voel jy nie so nie. Gee, al voel jy het nie. Want dit wat ons het, behoort in elk geval nie aan ons nie. Here, ek bid vanaand vir daardie persoon wat sê, my ja het my so baie gekos. Dit voel of ek nou alles verloor het. Dit voel of ek nou niks oor het nie. Here, ek bid dat U daardie man, daardie vrou se geloof sal versterk. Dat hulle sal weet, God het nie sy rug gedraai op sy plan met hulle lewe nie. God het nie sy rug gedraai en gesê, tot hiertoe, nou moet jy maar self sien en kom klaar nie. Ek bid in die naam van Jesus. Kersfees vra volharding. Dit vra dat ons oë gefestig sal hou op Jesus. Is die leidsman en die volëinder van ons geloof. In Jesus naam.